Vivian, hallo Kylie, hi Sam, Mia. Hallo allemaal. Dankie vir die shares, André, Jandrey. Kan julle my hoor? Moet ek gou seker maak? Hallo, hallo, kan julle my hoor? Yes, okay. Dankie. Hallo, dankie julle. So, wag gou vir nog 'n paar mense om op te kom, dan gaan ons begin. Dankie vir die shares. Hi Linke, Mia, Sophia, Pieters. Dankie vir die geshare, dankie vir die shares Michelle, Nella. Is julle reg vir die eksamen? Hallo, hallo. Eddie sê, jy is nie reg. Stefan sê, nee, jy sê, jy is nie reg vir die eksamen nie. O, magtig. Ons sal iets aan moet doen vanaand. Hallo Henko. Hi Jacques, dankie vir die geshare, dankie vir die share, Darius. Last paper syndrome. Ja, ek wil by julle hoor, wie skryf môre hulle heel laaste vraestel? Wat ek bietjie sien. Daar is iemand wat uitsien na die lang vraag. Wat 'n vraag oor piesangboere, was dit die rugby spelers? Jacques, skryf nog Dinsdag. Nicola het Maandag klaar gemaak. Matthias sê hy skryf Dinsdag klaar. Melissa sê skryf al laaste 2. Weet ek moet ek van 'n lang vraag, ons gaan net ou praat of ek die antwoorde op die vraestel gekry het. Dok Pinaar, jy is hier, hy het 150 nodig vir ons eksamen. Shame, arme ou. Wian sê ons moet vir hom bid. Onthou vir Wian Beer daar, as jy vanaand 'n gebedjie op sê. Christian sê, Fanie Chom, help. Ons gaan vir jou help vanaand, hoor. Wie is die butcher nou weer? Ai. Iemand het nie geluister in die klas nie. Hallo julle. Ons gaan gee nog so 5 minute laat almal net kom. Jo, daar is al 659 van julle. 600. Iemand sê dis over oom. Stefan. It's not over till the fat lady sings, nee? Niemand geluister in die klas nie. Iemand sê hulle kort, help dadelik. Iemand sê, dis ook of julle almal hier so is, julle wil weet wat aan die boek aangaan. Daar het ek een gemis. Iemand sê, sy is gekook. So nou. Hierdie chats gaan so vinnig. Jo. Iemand dag sê, Plank remind hom. Kyle sê, Plank remind my baie van myself. Plank was iemand wat ek geken het in die weermag, nee. Ek was 2 jaar in die army gewees, nou was 'n ouetjie gewees wat inspirasie was vir Plank. Wilmarie sê, sy is baie excited om klaar te maak met Afrikaans môre. Wilmarie, ek hoop jy gaan daarom na matriek weer 'n Afrikaanse boek lees. Nee? Ja.
En ek hoop julle gaan hierna, as julle nou klaar geskryf het, dat julle Donkerweb gaan lees. Ek het vir julle 'n paar verrassings. Kisha sê, oom, I might be cooked. Nee, Kisha. Dankie vir die geskenke, liewe land. Hier stroom goed in. Steven, Kylie, Sheepy, Nick, Juza. Ek raak nog gewoond aan hierdie live ding, nee. Kylie, Lianka, dis so 'n paar van julle wat ek sien hier so vinnig. Ek raak nog gewoond aan hierdie live story. Die eerste een was 'n groot leerskool. Ja, ek gaan 7 uur begin, hoor. Eerste was nog wel 'n groot leerskool. Die eerste live wat ek gedoen het, weet ek nie waar om die ding af te sit nie. Wie is Greg? Rassie, jy is cooked. Gaan die toets moeilik wees? Ek dink is eksamen, is nie 'n toetsie, nee. Ek hoor party noem dit 'n toets. Langvraag ontleding asseblief. Pieter, ja, ek het 'n paar notas gemaak oor die langvraag. Hoe mens so iets skryf. Toe ek op skool was, het ons nie langvraag geskryf nie. Alles was net soos daai een gedeelte wat jy vrae geantwoord het oor die boek. Iemand sê, sal oom asseblief die boek opsom? Okay, iemand het gevra vir 'n opsomming van die boek. Onthou, ons gaan nou begin. Ek het 'n YouTube kanaal, nee. Gaan soek daar so onderwêreld opsomming Fanie Viljoen. Dis is 9 minute wat ek die hele boek vir jou opsom kronologies. So gaan kyk dit 'n paar keer vanaand, okay? So ek gaan nie die hele boek vir jou opsom vanaand nie. Dit is op YouTube. Terloops, hierdie video gaan ek na die tyd gaan ek ook op YouTube sit. Maar dit gaan bietjie laat verskyn, hè, want dit vat bietjie lank vir TikTok om te convert en dan moet ek hom nog op YouTube gaan sit ook. So iemand het gevra, het Greg toe aangehou met Cyberkraak in Donkerweb? Natuurlijk. Dis 'n groot deel van die boek. So, ek het weer daai hackers gehad wat my gehelp het. Ek gee nog so 'n minuut en dan gaan ons begin. 1400 van julle, 1500. So oom, jo, Wynand, dis 'n vreeslike vraag. Okay, Carlo, dis nogal belangrik, nee, gee opsomming wat vanaand gaan plaasvind. So, wat ons vanaand gaan doen, ek gaan vir julle kan vir my vra, so ek gaan my oog daar probeer hou. Ek het 'n klomp notas gemaak, so ek het my eie Cripnotes. Julle mag nou nie Cripnotes hê nie, maar ek het so 'n paar goeters wat ek gedink het wat belangrik is vir die boek. En vir 'n vraagstel het ek 'n paar notas van gemaak. So ek gaan dit met julle deurwerk. Goed soos, ons gaan praat oor die struktuur van die boek, oor die hoofkarakters, karakterisering, oor konflik. Ek het 'n paar goeters vir julle gekry oor die langvraag byvoorbeeld. Ons gaan byvoorbeeld praat oor tyd, oor die tydlyne, daai tipe goeters. Ek gaan vir julle ook iets gee wat ek weet nie of julle het gesien het, iets wat ek vir die onderwysers gegee het vroeër die jaar by onderwyskonferensie. En ek weet nie of iemand daar gesit het wat julle vraestel opgestel het nie. So, ek gaan vir julle ietsie vertel oor die karakters, dalk gaan jy 'n bietjie op 'n ander manier na hulle kyk. En ja. Oom, wat was Ekko se naam toe? Sy regte naam is in Donkerweb, so jy hoef dit nie nou te weet nie. Kyk, iemand vra die lees van die skool, seker die lese van die skool, nee? Lux hominum vita beteken lig is die lewe vir die mensdom. Die pa was nie regtig by apteek betrokke nie, iemand het gevra, hy was by 'n farmaseutiese maatskappy, dit was Plus Ultra Med. Gaan ek matriek baie toe? Nee. Alright, ek dink ons gaan begin. Nou, kom ons begin sommer met die boek, is julle gereed? 2000 mense op die chat, fantasties. Dankie dat julle gekom het.
Dankie vir die geskenke, my oog vang net so hier en daar die geskenke, Laurens, X-Becky, Shanay, dankie julle vir die geskenke, ek waardeer het baie. Kom ons begin met die struktuur van die boek. Alright, so hierdie boek bestaan uit 3 dele. Daar's 'n proloog, daar's 'n sentrale deel en daar's 'n epiloog. So die proloog, dis 'n Afrikaanse woord vir prologos, dit beteken dis die voorwoord. En in hierdie proloog ontmoet ons 'n jong laaitie, hy is 11 jaar oud. Ons weet nie regtig wat sy naam is nie, ons vind later uit, dit is Eckhart, dis die jong Eckhart wat ons hier sien, en hy kom op sy pa af, sy pa is van plan om sy eie lewe te neem, hy sit daar met 'n 9mm pistool op die tafel, maar sy pa sê dan vir hom, toe maar, ek beloof, ek sal dit nie doen nie, moenie vir jou ma sê nie. Nou wat belangrik is in hierdie toneel is, aan die einde, of in die epiloog gaan ons weer 'n pa sien. In die proloog is die pa soos 'n monster wat die kind in sy drome gesien het, so die helfte van sy gesig is verlig, hy lyk soos die monsters waarvan Eckhart, wat hy in sy drome gesien het. Die proloog begin met die woorde sign on, en ons sien hierso Eckhart se verbrokkelde lewe. Nou die epiloog is aan die einde, ek gaan nou by die sentrale deel kom, die epiloog is heel aan die einde. Hier sien ons vir Greg. Greg se lewe het ook nou verbrokkel, sy pa is ook in die toneel, sy pa is in die motor agter hulle, maar sy gesig is in die donker, en hier sy pa weer, ook soos 'n monsteragtige figuur, hy is in 'n donker karrie agter. En ons noem dit ook die slotrede, dis die afsluiting van die boek. Nou die sentrale gedeelte bestaan uit 35 hoofstukke, en hulle word verdeel tussen die hede en die verlede. Nou hoe weet jy wat 'n hoofstuk is die hede, watter deel is die verlede? Die verlede word almal aangedui met die titel logfile. So as jy logfile sien, dis 'n hoofstuk wat in die verlede afspeel, want rekenaars se logfiles hou rekord van alles wat op die rekenaar gedoen word. So 'n logfile is goed wat in die verlede gebeur. En hierso in die sentrale gedeelte leer ons vir Greg ken. Ons sien die lesse wat hy leer tydens sy laaste skooljaar, hoe hy hacking leer, hoe hy na sy pel gaan soek, en uiteindelik aan die klimaks kom Eckhart terug en hy kry hierdie engse verrassing. Daar's hierdie, soos julle sal sê, 'n plot twist, net daar's so 'n angel in die storie se ster. So dit is die struktuur van die storie. Ryan vra daar, sien ek stel om die vraestel op. Nee Ryan, ek stel nie die vraestel op nie. Hulle ken my glad nie. Hulle vra hier nie eens vir my wat se vrae moet hulle vir julle vra nie. So ek weet glad nie wat in môre se vraestel gaan verskyn nie. So ek gee vir julle so crash course in hierdie boek. Julle moet net byhou. Ons het so 1 uur en 'n half wat ons gaan gesels. Manti, ek dink nie ek lyk so Superman nie, maar dankie. Okay, Ryan, ek het dit geantwoord, ek stel nie die vraestel op nie. Kom ons praat 'n bietjie oor die intrige. Wat is die intrige van die storie? Intrige kan nogal 'n lekker vraag wees in die boek. Intrige is basies die verhaallyn. Nou toe ek hierdie boek beplan het, het ek sulke klein kartonnetjies gehad. Hulle was omtrent, ek het nou nie een hierso nie, maar hulle was omtrent so groot gewees. Sulke kartonnetjies en ek die hele storie beplan, wat in elke hoofstuk moet gebeur. En nou het jy die hede en die verlede, en ek wil gehad het hierdie intrige, hierdie storielyne, moet so mekaar pas soos 'n pak kaarte. So, dit is die intrige, hierdie verhaallyn wat so in mekaar dan nou pas. Ander mense sal ook sê, dis 'n patroon van die patroon waarin die gebeure plaasvind. Van reeks gebeure. So van die begin tot by die klimaks. En natuurlik het die intrige dan 'n spanningslyn, en daar is 'n klomp handelingsmomente, en dit is maar net eintlik die tonele van die boek, al die verskillende tonele. Dan sal ook die sub-intrige. Sub-intrige is goed wat nie deel vorm van die hoofintrige nie. Dit gebeur so half op die kantlyn. So die goed rondom, die stories met Nicole, is Nicole lief vir hom, is hy nie lief vir hom, verneek sy hom, daai tipe goed, sub-intrige. Voëlgriep, sub-intrige, dit gebeur so op die kantlyn, later kom ons agter, is eintlik 'n groot
in 'n belangrike deel van die storie. Sip-intrige loop saam met die intrige, maar dit is so half op die kantlyn van die storie. Kom ons praat bietjie oor die verteller in die boek. Wie het gesê gaan dryp? Melly, nee, jy gaan nie dryp nie. Daar sit iemand vir my 'n hoed op. Dankie man, en wat is dit? Is dit Elvis hare? Ek weet nie wat daar is nie. Dankie vir die geskenke julle. Exotic Jordan. Mega, thanks julle. Waar was ek? Die verteller. Onthou, ek is nie die verteller in die boek nie. Greg is die verteller in die grootste gedeelte van die boek, in die sentrale gedeelte. So moenie die skrywer van die boek verwar met die verteller nie. Nou kom ons begin by die proloog en die epiloog. Proloog en die epiloog het albei 'n derde persoons verteller. Nou derde persoons verteller is iemand wat amper so, sê nou maar, hier is my kantoor, nie. Sê nou maar, daar was nou 'n kamera daar bo in die hoekie gewees. Dit is waar die derde persoons verteller gewoonlik sit. Hy sit daar bo, kyk af, hy vertel alles wat hier so gebeur. Hy sê, Van Viljoen sit voor sy rekenaar en hy praat met die leerders op TikTok. Sy kyf is die mekaar, daar's 'n boek agter hom van onderwêreld, daar's een van sy skilderye het in die muur, daai tipe goed. So derde persoons verteller sit hier bo en hy vertel vir jou wat hierdie ou hier onder nou doen. So die proloog, die epiloog het 'n derde persoons verteller. In die proloog fokus hierdie derde persoon op die jong Eckhart. Daar sit iemand 'n kroon op my kop, 'n blomme kroon. Fokus op jong Eckhart. In die epiloog fokus die derde persoon op Greg. En Greg se verbrokkelde lewe. Nou, die middelste gedeelte is, ons kan dit 'n eerste persoons verteller noem of 'n ek verteller. Okay? En hier vertel Greg sy eie storie. Nou, hoekom het ek besluit om Greg sy storie te laat vertel? Want ek het geweet, hier kom 'n skelmstreek in die boek. En ek kan daai skelmstreek vir jou gaan wegsteek. Want nou sien ons net die storie deur Greg se oë. Hy's wat ons noem die fokaliseerder. Vreeslike woord, fokaliseerder. Dis soos fokus, ons sien alles waarop hy fokus. So, met daai eerste persoons verteller, vra ons die hele tyd vir onsself, wat sien Greg? Wat sien ek? En Greg vertel dan die storie. En hy's nou betrokke by die gebeure, maar hy's ook subjektief betrokke by die storie. Wat beteken subjektief? Hy sien net hierdie storie uit sy hoek uit. As mens objektief is, koerante sal mense sê, moet objektief wees. Hulle moet al die kante van die storie vertel. Maar Greg is subjektief. Hy vertel net sy kant van die storie. Want jy al in 'n situasie waar iemand stories van jou vertel, en dan sê later vir jou pelle, maar nee man, jy het nou net een kant van die storie gehoor. So in hierdie storie hoor ons net een kant van die storie, ons hoor net Greg se kant. Dis subjektief. Alright, so dis die vertellers. Daar's 2 vertellers in die storie. Hou julle nog by? Daar's so 3000 van julle hierso en 6000 het al gekyk. Dankie julle. Zander Brander het 'n geskenk gestuur. Ek like daai naam. Dis baie cool. Exotic Jordan, thanks vir daai geskenke. Karoken, dankie julle. Ek kan nie byhou met almal van julle nie. Kom ek vertel julle van die karakters. Nou, karakters en karakterisering. Nou, as jy nou 'n bietjie laat ingeskakel het, ek het net nou gesê, vroeër jaar het ek by 'n onderwyskonferensie gepraat en ek het probeer om vir die onderwysers bietjie 'n ander blik te gee op hierdie karakters, op Eckhart en op Greg. So kom ek gee dit vir julle, want ek weet nie of een van die mense wat die eksamen opgestel het, dalk daar gesit het nie, en dalk het hulle gedink, ja, dit kan nogal 'n cool vraag wees. So, kom ons kyk, ons kyk bietjie eers na Eckhart. Eckhart as karakter. So, teen die tyd weet jy seker, Eckhart is die nuwe matriekleerder by die skool. Hy kom glo van die Kaap af, sy ma is blykbaar 'n Pilates instrukteur, sy pa is 'n industrialis,
Maar later kom ons agter, nee, dit was nou 'n liegstorie geweest. Hy het al hierdie goed opgemaak, né? Hy's 'n kuberkraker. Ek dink nie julle mag sê hy's 'n hacker in die eksamen nie. Hy's 'n kuberkraker. Hy's hierdie misterieuse ou en hy gee vir homself 'n hackernaam en sy hackernaam is Echo. EKK-0. En hy's baie gestel op hy dat moet 'n 0 wees, nie 'n O nie, né? Want later hoor ons hy praat ook van zeros and ones. Dankie Jack, Coetzee musiek vir die cap. Zander Brander ook, dankie julle. Nou kom ons gesels bietjie oor Eckhart as 'n sportman. Het julle gesien dat hy eintlik by 'n paar sportgoeders betrokke is? Die belangrikste een is seker dat hy gaan draf. So hy's 'n drawer, elke oggend as hy uit die koshuis het, as die ander, dankie Duitrin, as die ander nog slaap, dan is hierdie ou uit op die skoolvelde en dan gaan draf hy 'n end. Hy ry ook perd, op 'n stadium ry hy en Greg perd. Hy's 'n motorfietsryer, want hy het mos 'n motorfiets daar iewers in die bosse weggesteek, toe hy sy getaway maak, toe hy probeer wegkom. En hy speel nie rugby nie. So hierdie is nie 'n rugby speler nie. So is interessant die sport wat hy doen van draf, nê? Dis iets wat hy alleen doen. Want hierdie ou is so 'n bietjie van 'n buitestander, nê? In Engels praat hulle van 'n loner. So selfs die sport wat hy doen, is hy 'n buitestander in. Eckhart is ook 'n vakmeester. Nou ek het lank gesoek vir wat se woord kan mens hier gebruik. Wat ek eintlik vir jou daar wil sê is, Eckhart is 'n ou wat van baie goed iets weet. Nee, hy weet van baie goed iets. So hy's 'n meester op verskeie vakgebiede. Die belangrikste een is hy is 'n kuberkraker. Nou hoe het hy begin as 'n kuberkraker of hacker? Hy het destyds hierdie kuberkraker webborde gejoin, by hulle aangesluit, daar het mense vir hom goed geleer, maar hy het ook sy eie goed geleer, homself goed geleer, en dan het hy daai inligting gedeel met ander kuberkrakers. Op 'n stadium vra Greg vir hom 'n interessante vraag, so, is jy al gevang vir hacking? En dan ontwyk hy hierdie vraag, nee? Hy sê nie regtig, is hy al gevang nie. So ons is nie seker, het hy dalk in die moeilikheid gekom nie. En hy sê in die boek, sy status as kuberkraker gaan verhoog in die kuberkraker onderwêreld as hy hierdie sosiale manipuleringsaanval, as hy dit volvoer. So, dis die eerste ding van Eckhart as vakmeester, kuberkraker, baie belangrik. Hy is ook 'n leser. Hierdie ou het 'n klomp boeke op sy rak, né? 'n paar interessante boeke. En hy sê 'n belangrike ding vir Greg. Hy sê kennis kos nie geld nie. Kennis kos tyd. Jy moet op jou boude gaan sit, jy moet boeke gaan lees en dis hoe jy kennis gaan opbou. So, hy's 'n leser. Hy's ook 'n rekenaarkenner. Hy sê op 'n stadium wanneer hy by skool aankom, dan praat hy van 0 en 1, né? Daai zeros and ones. Dit is mos hoe rekenaars werk. Alle rekenaars werk met 0 en met 1. Hy praat ook van quantum rekenaars. En dit is nogal 'n interessante ding. Toe ek dit raak lees met die vertaling van die boek, toe sien ek, hier het ek al klaar geskryf oor quantum rekenaars, want ek skryf nou 'n derde boek vir julle, en daai derde boek se naam gaan quantum wees. So eerste is onderwêreld, dan sy donkerweb, derde een wat ek mee besig is quantum. So ek het al reeds in die eerste boek, het ek die onderwerp van quantum opgebring. En quantum werk met qubits. In Afrikaans het hulle ander woord daarvoor, hulle noem dit quabis, soos quantum bis, B-I-S, kolletjie I, B-I-S. Right, so, hy praat al daarvan, en hy is ook 'n kenner van mitologie. So, Eckhart is vakmeester, hy is 'n kuberkraker, hy is 'n groot leser, hy is 'n groot rekenaarkenner, en hy is 'n kenner van Griekse mitologie. Eckhart is ook 'n manipuleerder. En dit was die lekkerste deel vir my om te skryf in die boek. Om te skryf as manipuleerder, want hier sit ek in my kantoor en ek weet wat hierdie ou beplan. Maar ek moet dit vir jou wegsteek. En dit is wat boeke so lekker maak.
is om goed weg te steek vir julle. So ek steek goed vir julle tussen die lyne weg. My woordkeuses word baie fyn gekies, sodat jy nie goed raak sien nie. Een van die lekkerste komplimente wat ek gekry het vir hierdie boek was, iemand het een keer vir my gesê, jy kan die Onderwêreld die tweede keer op dieselfde manier lees as die eerste keer nie. En dit was vir my baie lekker om te sien. So, Eckhart as manipuleerder, hy verander sy voorkoms, nee? Wanneer hy in die einde weer sy verskyning maak, het hy goatee, sy hare is blond gedaai en so aan. So hy verander sy voorkoms heeltemal, hy verander sy stem, aan die einde dan klink sy stem ook bietjie anders vir Greg. Maar ook wanneer hy daai vrou bel wanneer hy social engineering vir Greg wys, nee, dan verander hy ook sy stem. En dan skrik Greg nogal, want dis mos nie hierdie ou se stem nie, waar kom hy nou aan hierdie stem vandaan? So hy manipuleer sy stem en hy manipuleer die hele ouen gesin. So Eckhart is ook 'n manipuleerder. En dan 'n belangrike ding, en hierdie het hulle al gevra in vorige eksamens. Eckhart is ook 'n buitestander, né? Nou buitestanders is 'n interessante spesie. Ek dink baie van julle was nogal 'n buitestander op skool. Ek was beslis eene. Toe ek op skool was, toe ek in graad 8 was, het hulle aan die einde van die jaar gee hulle vir ons klein sertifikaaties of sertifikate vir pret in die klas. En ek het die een gekry vir die stilste ou in die klas. Ek het net daar gesit, ek het nie gepraat nie, ek het net gepraat as hulle met my praat. So ek was ook so buitestander. So ek ken vir Eckhart, ek weet hoe hy dink hierdie ou. So, buitestanders vra die vraag, wie is ek? So in die proloog sien ons dit al reeds. Waar hy sê, maar sy naam los op in die donker. Maar dis nie belangrik nie, hy gaan eendag vir hom 'n ander naam kies. 'n Naam wat sê hoe dit voel, om vrae te vra en niks antwoorde terug te kry van die onderwêreld. So, hy kies uiteindelik vir homself 'n ander naam. Buitestanders is ook nie kommunikatief. Nou, Eckhart praat nie vreeslik baie nie, né? Hy sê, nulle en ene is al wat jy nodig het. Hy maak hierdie konneksie met Greg in die tonnel, en het jy nou opgelet wanneer hulle daai konneksie maak? Daai konneksie word nie met dialoog gemaak nie. Die konneksie word gemaak met 'n kyk. Greg kyk vir Eckhart, en hy sien iets in Eckhart se oë wat hom laat dink aan sy oorlede broer John. Okay? So, daar's 'n nie-kommunikatiewe aspek aan die tussen hierdie twee. En dan sal Koshuis braai op 'n stadium. En waar sit Eckhart? Hy sit deur onder 'n boom. Hy wil nie deel wees van hierdie groep nie. So, buitestanders nie kommunikatief. Hy sensitief, hy toon nie regtig emosies nie. Hy hou al sy emosies in, want dit is deel van sy manipulasie ook. Hy kan nie gesag aanvaar nie. Ook nie die normale bestaan in 'n gemeenskap nie. So, kiberkraking is vir hom opstand teen gesag. Vir baie kiberkrakers dit is vir hulle lekker om rekenaars te kraak, want hulle staan op teen gesag, en dit is dieselfde vir hierdie ou. En hy sê byvoorbeeld, daar waar by die initiasiese ritueel, dan sê Greg vir hom, maar jy moet sing, dan sê hy vir hom, ek sing nie. So daar staan hy ook op, hy sê vir hom, ek is nie deel van julle groepie nie. Hy sê indirek vir hom, ek is 'n buitestander, los my uit. Hy voel hom ook vervreemd van die wêreld, hy is onbetrokke, hy voel eerder tuis in die onderwêreld. En hy voel nie lus om hierdie Koshuis ouens heeltyd in sy gesig te hê nie. Hy wil eerder bietjie weg wees van hulle, hy wil wees op sy rekenaar. Nee? Hulle moet vir hom uitlos. Hy is hier vir Greg. En hy is ook 'n goeie waarnemer, né? So hy hou die heeltyd dop. Het julle gesien by die inisiasie ritueel? Daar is hierdie trappers kom nou uit hierdie tonnel uit, al die matrieks bondel om hulle, en waar staan Eckhart? Hy staan so agter hierdie groep, en hy hou hulle almal so dop, want hy is die buitestander. 'n laaste ding,
hy kom afsydig en geslote voor vir ander mense. So hy het hierdie donker kyk in sy oë, hy is mysterieus, hy gaan draf alleen, en Greg sê op 'n stadium, maar Eckhart is 'n harde gat. Ek kan nie onthou was in die skooluitgawe die woord harde gat gehou het nie. Hulle het gevra ek moet 'n bietjie goeie sensor. Ja, so is harde kwas, hy's 'n harde kop. Kom ons kyk bietjie na Greg. Okay, so Greg, ook graad 12, hy's hoofseun. Hy speel in die eerste rappiespan. Iemand het vir my gevra, is hy die kaptein van die rappiespan, maar dit staan nie in die boekie, hy is nie die kaptein nie, hy speel vleuel, okay? Hy is in die eerste rappiespan, baie gewild onder die leerders, hy is 'n ryk ou, né? Sy ouers het geld, want hy is in hierdie rykmansskool, maar hy het ook hierdie rebelse streep. Al is hy 'n leier, hy het 'n rebelse streep, hy hou ook daarvan om hierdie ekstreme sport te doen. Hy het dit saam met sy broer, sy oorlede broer John gedoen. So hy hou van hierdie uitdagings. En dan is daar hierdie ding wat so op sy skouers druk. En dit is sy pa. Sy pa is vol nonsens, né? Sy pa plaas hierdie geweldige druk op hom. Sy pa soek al hierdie onderskeidings in matriek. En arme Greg moet net byhou. En sy ma is ons baie bekommerd oor hom. Sê nou maar net, die druk raak te veel vir Greg, en hy stap dieselfde pad as sy broer John. Ons gaan net kom by sy ma. Kom ons praat bietjie oor Greg as 'n bedorwe brokkie. So, het julle ook vir Greg so gesien? Wanneer hy in die skool aankom, soos hy die skool vir 'n superryk is, en hy vertel van hierdie maas wat hier staan, maas en paas met hulle designer sonbrille, maar hy het ook hierdie sonbril op, né? Klim ook uit hierdie fantastiese kar uit. En hy's in 'n skool vir die elite, vir seuns van superryk mense. Dis waar hy hom bevind. En dan het hy hierdie kunsmatige glimlag. Sommer daar in die begin, dan praat hy van, hy gee so 'n smile, so 'n glimlag vir een van die onderwysers, so 'n vals glimlag, wat hy net reserveer vir onderwysers. Hulle bly in 'n luukse huis in Sandhurst, hulle het selfs 'n vakansiehuis hierdie mense, sy ma stop hom gereeld geld in die hand, eintlik maar om hom om te koop, sodat hy nie dieselfde pad stap as sy broer nie, en hy is baie statusbewus. Op 'n stadium, dan stap Tom ons daar verby, nie? Tom is die skoolse opsigter, hy stap verby Greg, en dan sê Greg so iets, of hy dink iets is nie ons soort mense nie. So hy is baie statusbewus. Hierdie ou, hierdie Tom wat hier rondloop, die terreinbestuurder, hy is 'n laer klas as ons ouens wat so ryk is. So hy kyk af op Tom. Daar's 'n paar sielkundige aspekte aan Greg, wat ek dink ook nogal belangrik kan wees. Wanneer mens 'n storie skryf soos hierdie, moet jou karakters altyd 'n skaduwee met hulle saamsleep. Hulle moet 'n donker kant hê. As Greg net 'n goeie ou was, sou ons hom nie so goed geglo het nie. So ek moes hom 'n skadu kant gegee het, 'n skadu gegee het wat hy met hom saamsleep. En hierdie skadu wat hy met hom saamsleep, is natuurlik ja sy pa, maar die emosionele knak wat hy gekry het van sy broer wat oorlede is. Hy het nog nie daai emosies verwerk nie. Sy pa het byvoorbeeld vir hom gesê, jy huil nie oor jou broer nie. Okay? Jy huil nie oor jou broer nie. Dit is nogal 'n belangrike ding. Dit vertel wat sy billebak sy pa eintlik is. So hy het hierdie geweldige druk van sy pa, maar hy wil ook nie sy ma teleurstel nie. Sy ma is hierdie afvlerkvoeltjie. En hy sê op 'n stadium, wanneer hulle daar na die berge toe gaan met die perde, dan sê hy, partykeer wens ek was iemand anders. Dit is ook nogal 'n belangrike ding. Hy sê, ek wens ek kan my van verander, van ouens, sommer na van 'n merwe toe of iets. So, hy soek eintlik nog na homself hierdie ou. Hy weet nog nie heeltemal wie hy is nie. Hy is al 'n matriek. Ek weet nie of julle nie, weet julle al wie jy is? Ek dink, ek het nie geweet 'n matriek wie ek is nie. Ek het nie eens geweet dat ek wil gaan swat na 'n matriek nie. En dan is hierdie ou, hy word 'n leier nie, wat in die onderwêreld ingetrek word. Maar hy moet dan met sy gewete saamleef. Sy gewete kla hom aan, en hy weet nie, doen ek die regte ding, wanneer ek so vir
so in die onderwêreld indelf, wanneer ek hack, wanneer ek mense so mislei en so aan. So, maar hy sê ook, kuberkraking laat hom weer lewe. Op 'n stadium wanneer hy een van daai take voltooi wat Eckhart vir hom gee, dan sê hy, dis asof ek vir die eerste keer weer lewe na my broer se dood. En dan sien ons ook natuurlik belangrike ding in die boek. In die begin van die boek sê hy, nee, hy is bulletproof, nee, ek is koelvas. Maar aan die einde van die boek sê hy, ek is toe nie so bulletproof soos ek gedink het nie, ek is toe nie so koelvas soos ek gedink het nie. Ook 'n lekker ding wat 'n lekker vraag kan wees in die eksamen, is hoe word Greg soos Eckhart in die storie? Nou, in die begin, daar's eintlik 'n ironiese ding wat gebeur in die storie. In die begin sê Greg aan die einde van die hoofstuk, harde gat word sagte gat, né? Ons gaan hierdie Eckhart wat hom so verbeel, né, wat so mysterieus is en so afsydig is. Ons gaan hierdie laaitie gaan ons verander dat hy soos die res van ons los en laities word. Maar dit is eintlik dan Greg wat uiteindelik soos Eckhart word. So daar is so ironie. Eckhart word nie soos Greg en die ander skoollaities nie. Greg word soos Eckhart. Dit kan 'n lekker vraag wees, dink ek. Greg word ook so rebels. In die begin sê Eckhart mos ek sing nie. En later kom Greg in opstand op die skool rugbyveld en hy sê vir die skool, ek gaan nie rugby speel nie. As julle begin soek na hierdie ou nie, gaan ek nie rugby speel nie. So hy haal eintlik Eckhart se streke daar uit. Greg laat hom dan in die onderwêreld inlei, want hierdie onderwêreld van die kuberkrakers klink daarom baie opwindend, né? Dit is soos daai extreme sport wat Eckhart wat Greg en sy broer gedoen het. En Greg word dan ook 'n manipuleerder, net soos Eckhart. Hy manipuleer die skool se sekretaresse en kom dan so in die skool se stelsels in en hy vind goed uit van Doc Pienaar en so. En Greg onttrek hom ook van die ander leerders. Soos ek het net gesê, Eckhart, hy stel nie belang, hy soek hierdie ander leerders in sy gesig nie. Hulle moet in sy kamer kom nie, hulle moet hom uitlos. Greg word uiteindelik ook so. Hy is besig met hierdie hacking goeders en die ouens kan nie agter in sy deur klop, hulle moet hom uitlos. Hy wil nog net hierdie een challenge doen of hy wil nog net hierdie een ding doen om sy pel te kry. En hy sink al dieper en dieper in die onderwêreld weg en hy word ook hierdie buitestander net soos Eckhart. Kom ons praat gou oor Rina Owen, Greg se ma. Greg se ma is nogal vir my so 'n weerlose vrou. Ek het nogal groot deernis met haar. Jy gaan sien die hele tyd in die storie, sy is al van die agtergrond. Sy is vir my soos 'n afvlerk voeltjie, né? Sy is iemand wat 'n groot knou in die lewe gekry het. Sy is ewe uitgelewer aan haar man. Haar man is hierdie bombastiese ou, né? Hy is 'n verskriklike ou. Sy moet maar net ja en amen sê vir hom. Sy is 'n versorger, en daai toneel was hy so Greg se klere in die koshuis uitpak, nee, dit is soos 'n ritueel vir haar, en hy sê hy laat haar begaan, want dit laat haar goed voel, en sy wil iets doen vir hom en so aan, so hy los sy ma, dit is haar ritueel, sy wys so, sy gee om vir hierdie ouetjie. Sy bring ook vir hom hierdie klomp snoepgoed, saam los in college, hy vergeet het mos in die kar, gaan haal het, en dan kom hy op Eckhart af. Rina Owen is vreeslik alleen. So sy bly nou in haar groot huis in Sandhurst. Greg is by die skool in Northern College en Greg se pa gaan baie keer op hierdie besigheids funksies en goeders op na konferensies toe en so aan. En dan bly hierdie arme vrou alleen in hierdie massiewe huis. So sy is verskriklik alleen. En ja, dit is so, sy gaan partykeer na vroueverenigings toe. Maar hierdie vroueverenigings, by die vrouevereniging sien sy deur hierdie vroue. Sy sien deur hulle gesigsontrimpelings, sê Greg. Maar is nogal ironies dat sy nie deur Eckhart sien nie. Eckhart wat hulle ook mislei. Eckhart wat eintlik ook 'n valse
beeld voorhou. Ja, so, dit is Rina Owen, hou haar bietjie in gedagte. Kom ons kyk bietjie na ironie in hierdie storie. Ironie kan ook 'n lekker vraag wees. Voor ek by ironie kom, laat ek gou kyk of die vraag is. Voor ek vergeet. Ek het gesê, ek gaan vir iemand 'n shout-out gee vanaand. Sy naam is Lyle. Ek weet wonder of Lyle is. Sy naam op TikTok is That Lyle. Hy was gisteraand my 5000ste follower. So ek het gesê, Lyle, ek gaan vir jou shout-out gee. Dankie julle. Dankie Lyle. Dankie vir elkeen van julle wat my follow op TikTok. Waardeer dit baie. Elke oggend as ek opstaan, dan sien ek net die massas mense by. Ek gaan nou kom by die lang vraag. Ons gaan 'n bietjie praat oor 'n lang vraag. Hierdie vraag gaan verskriklik vinnig. Prediction oor die lang vraag. Ek kan ongelukkig nie vir jou 'n voorspelling waag nie. Ek het nie die vraag gesien nie, né? Ja, Skalk 5000. Ek dink vir party van julle dalk meer. Maar ek het nou onlangs eers op hierdie app geklim. Na 'n lang afwesigheid. Wat het Eckhart met Nicole gedoen? Kom ons vra gou, antwoord gou daai en Ethan vra dit. Daar's 'n toneel in Jeffreys Bay waar Greg vir Eckhart in die gang kry. En hy dink dan dat Eckhart was by Nicole in die kamer. Nou die boek sê nie vir jou waar hy was nie. Maar daar's hierdie konflik tussen die twee ouens. Nou, dis so ietsie agter die skerms. Hulle gaan nie dit vir jou vra waar was hy nie. Dan kan hulle vir jou vra wat dink jy het daar gebeur. Dan kan jy jou eie opinie gee. Ek het dit op 'n stadium in 'n vorige weergawe van die boek gehad, maar dit is toe later uitgehaal waar die einde het 'n bietjie uitgerek geraak. Hy was nie by Nicole in die kamer nie. Dit gaan ek vir jou in donkerweb duideliker maak. Hy was daai aand eintlik by Greg se pa se rekenaar, en die rekenaar gehack om vir hom 'n vliegtuigkaartjie te koop om oor see te gaan. Maar dit staan nie in die boek nie, so jy kan dit nie gaan skryf môre nie, okay? So moenie dit gaan skryf nie, as jy nuuskierig was, so hy was nie regtig by Nicole in die kamer gewees nie. Hierdie ou is 'n hacker, hy wil, hy het ander planne met hierdie familie. Okay, kom ons gaan aan. Ek wil julle vertel van ironie. Ironie is 'n lekker vraag om te vra in 'n eksamen. In hierdie storie word 'n kinderrympie gebruik, word die naam van hierdie bose projek van Project Nursery Rhyme. The butcher, the baker, the candlestick maker, turn them out knaves all three. So hulle gebruik 'n kinderrympie wat so onskuldig is en gee dit die naam vir 'n bose projek. Wanneer Greg en Eckhart gaan perdry, vra Greg vir Eckhart, maar ek was nog nie in enige misdaad betrokke, of ek ken nie mense wat in misdaad betrokke nie, en jy? En dan sê Eckhart vir my, ek ook nie. Ons bly in Alice Wonderland. Maar dit is nie waar nie, nee. Wanneer ons later weer die boek lees, dan kom ons agter maar, hulle bly nie regtig in Alice Wonderland nie. Hulle is eintlik betrokke, op 'n manier betrokke by verskriklike goeters, hulle gesinne. So, Alice in Wonderland, wanneer hy dit sê, dit is ironies. Nog iets wat ironies is, medikasie, wat veronderstel is om mense se lewens te red, eis mense se lewens in hierdie boek. Project Nursery Rhyme versteek 'n virus in die inspuiting, en hulle gaan die vaksine verkoop aan mense. So, 'n medikasie, 'n griepinspuiting wat mense se lewens moet red, gaan uiteindelik 'n klompie mense se lewens eis in die storie. Daar's ook 'n ironiese wending, wanneer Eckhart aan Greg verskyn. Op 'n stadium sê Greg, wanneer hy praat oor geld, en hy sê, maar ons praat nie daaroor nie, nes ons nie oor geld praat nie. As jy geld het, dan hou jy jou bek. Maar, later sien ons, dis ook nie heeltemal waar nie, dis nogal 'n ironiese stelling, want later kom ons agter, hoe belangrik is geld eintlik in hierdie storie. Wanneer Greg sê, geld het ons familie gemaak, en geld gaan ons familie uitmekaar skeer.
Nog 'n lekker ironiese ding. In die begin van die boek sê is dit plank, as ek reg kan onthou, is dit plank wat dit gesê het, net 'n heartbeat my broer, dan skit jy die stof en die memories van hierdie plek, van hierdie skool, van jou skoene af. Maar dis ook nie heeltemal waar nie, want Greg weet nie wat vir hom voorlê in hierdie matriekjaar nie. Hy gaan nie eers sy matriekjaar klaarmaak by die skool nie. Hy gaan nie die stof en die memories van hierdie plek so maklik afskit nie. Hy gaan voor die ander klaarmaak, of uit die skool uit wees, hy gaan dan op 'n ander manier gaan hy sy matriekeksamen moet klaarmaak. So hy gaan nie klaarmaak by Lawson College nie. En dan 'n laaste ironiese ding. Tydens die inisiasieritueel kry hulle almal 'n flitslig en hulle kry die blinddoek. En hulle sê dat dit is simbolies om hulle te sê onthou, ons help almal mekaar. Om te onthou dat ons hier is om mekaar te help. Maar wanneer die moeilikheid vir Greg tref, help ander hom nie regtig nie. Uiteindelik kom Kwanele na hom toe. Kwanele met wie hy nie regtig so lekker oor die weg gekom het nie. Maar die ander kom help hom nie regtig nie. Hulle kom nie daai belofte wat hulle as trappers gemaak het. Hulle kom dit nie na nie. Gaan kyk, wat het ek hier nog vir julle? Onderwêreld is moderne tragedie. Kom ons praat gou daaroor. Daar's 'n Dr. Alet Mihalik, wat gehelp het ook met hierdie boek, of met die vervolg op die boek. Hy het 'n baie goeie stuk geskryf oor onderwêreld, en op Litnet is daar 'n video wat opgeneem is by 'n onderwyskonferensie, wat sy gepraat het van onderwêreld as 'n moderne tragedie. Ek het nie besef toe ek die boek geskryf het dat dit eintlik 'n moderne tragedie is nie. Nou, wat is 'n tragedie? As hulle dalk môre vir jou vra. Ek dink die grootste tragedie wat ons dalk nou ken is Romeo en Juliet van Shakespeare, né? Wat hierdie ou en meisie sterf mos albei in die storie, nee, hulle is verlief, maar hulle sterf albei, 'n moderne tragedie, of dit was 'n tragedie. Onderwêreld is 'n moderne tragedie. Dis 'n verhaal waarin 'n hoofkarakter uittog. As ek gou 'n ander nota hier kry vir my. Dit is 'n verhaal waarin die hoofkarakter te vergeef stryd teen sy eie hartstog of teen die noodlot en ten gronde gaan. So dis die definisie van 'n tragedie. Of 'n treurspel. So in hierdie storie sien ons maar hierdie storie eindig nie eintlik lekker vir Greg en die ouen gesin nie. Hulle hele gesin verbrokkel in die einde. So aan die begin van die storie lyk dit asof hulle 'n redelik gelukkige familie is. Ja, die pa se billebak, maar hulle lyk daarom of hulle redelik gelukkig is. En daar was die gesinstragedie. Maar aan die einde is hulle lewens heeltemal verbrokkel. As 'n verliese in die storie, verlies van sy broer, 'n verlies, die ma wat haar kind eintlik verloor, wat vir John verloor, verlies van vriende, Greg verloor sy vriende in die verloop van die verhaal, verlies van waardes, van vryheid, van sy persoonlikheid, want hy kies vir homself 'n ander naam, en uiteindelik word beide die Wilken gesin en die ouen gesin word vernietig in hierdie storie. So hou dit 'n gedagte. Onderwêreld kan ook gesien word as 'n moderne tragedie. Iets wat ek ook nogal agtergekom het toe ek die boek vertaal het, en dit kan dalk ook 'n vraag wees wanneer hulle praat oor die omgewing waarin die storie afspeel. Kom ons praat sommer vinnig voor ek daarby kom. So hierdie storie speel, die grootste gedeelte speel af in die Drakensberge by 'n privaat seunskool vir superryk kinders.
superryk seuns, maar toch belangrik. Dankie Nielen vir die cap, en vir die ander geskenke, Zannas, vir die TikTok, en Rikus, vir die Roos, sien jy nou toevallig daar. Superryk kinders, jy kan nie net by die skool inkom en jou pa moet iemand ken, wat iemand ken, anders kom jy nie in hierdie skool in. Dis waar ons vir Greg Owen dan kry. Daar gaan ook tonele wees in Johannesburg, in Sandhurst, daar's 'n gedeelte wat afspeel in Jeffreys Bay, en dan 'n gedeelte aan die einde van die boek wat in Roosendaal, in Clarence afspeel. So dis die hoofomgewings waarin die storie afspeel. En natuurlik 'n hele paar ruimtes in die skool, soos die skoolkoshuis, daar's in die biblioteek of die media sentrum, die skoolhoof se kantoor word betrek. Maar kom ons kyk gou na 'n deel van die omgewing wat nogal vir my opgeval het toe ek die boek vertaal het. En dit is Eckhart se kamer. So, Eckhart se kamer is die plek waar Greg afsak in die onderwêreld. En mens kan dit amper vergelyk met daai tonnelritueel, waar Eckhart in die tonnel laat sak word, maar dan kom Greg mos tot sy redding, hy trek hom weer die tonnel uit. So, in die initiasieritueel word Eckhart in die tonnel laat sak, in daai onderwêreld laat sak, Greg haal hom uit. Maar Eckhart se kamer is die plek waar Greg in die onderwêreld van kuberkrakers gaan afsak. Wanneer Greg later na sy pel gaan soek in daai kamer, dan sê hy wil gaan kyk, is Eckhart al terug, hy sê maar, hierdie kamer voel skielik baie leeg. Hy sê ook op 'n stadium dat die deur lyk soos 'n grafsteen. En so daar's baie verbintenisse, hierdie kamer word baie verbind met die doderyk of iets wat dood is. Grafstene voel baie leeg, dis die plek waar hy in die onderwêreld in afsak. En dis ook 'n plek met 'n klompie leidrade. So wanneer Greg in daai kamer instap, is daar 'n paar leidrade. Daar's die selfoon wat nog in die kas is, hy lê in die kas. Daar's die klere wat nog opgevou lê, en daar's 'n laptop. En die laptop het nie die skootrekenaar het nie daai matrix plakker op nie. So dis hoe Greg weet, hierdie is nie Eckhart se rekenaar wat die polisie kom haal nie. Ja, laat ek gou kyk of hier nog iets is. Het julle, as oom van Goudveld af is, sê ek, hallo, want ek is Newton, ek was in Goudveld Hoërskool, ek was daar in 1987, ek was op 'n stadium by Dr. Anita Fourie en later by meneer Alec de Bot. Fantastiese skool, lekker onderwysers. Geraldine wil weet of skryf ons môre oor Map Jacobs. Ek dink julle moet aan my help, ek het 'n vermoede dat julle wel oor Map Jacobs skryf. Dankie vir almal van julle wat hier so ingeskakel het. Ek sien daar soos 3000 mense hier so, en dan was al so 16.000 van julle gewees. 290.000 likes, liewe hemel. Dis verskriklik. Leak die toets van Mark Gibbons. Mark Gibbons, plank. sy foto is 'n plank. Ek like dit. Mark Gibbons plank. Ek kan ongelukkig dit nie leak nie. Hulle het my nie gevra wat se vrae hulle vir julle moet vra nie. Hierdie vraag gaan nou so vinnig. Ek gaan by die lang vraag kom. Iemand vra oor die audioboek. As julle die audioboek wil hê, nee, gaan na my webblad toe, faniviljoen.co.za/onderwêreld. Daar is 'n stukkie oor die audioboek, die luisterboek dalk noem ek dit, ek kan nie onthou nie. Gaan klik op daai skakel, gaan jou vat na Amazon Audible toe. Op Amazon Audible gaan jy sien, daar's 'n opsie, jy kan dit koop. Jy kan 99 Amerikaanse sent daarvoor betaal, of daar heel onder sou ietsie weggesteek, wat jy hom gratis kan kry.
So gaan kyk bietjie daar gratis vir 'n sekere tydperk. So as jy vanaand dit wil luister hom sommer op dubbele spoed. Ek dink as jy binne 4 ure deur die boek. So vadervriend.co.za/onderwêreld gaan klik op die skakel. Ek wil net gou hier so iets doen. Ek weet nie wat TikTok se storie is nie. Ja, ekskuus, ja, ek is okay. TikTok het nou net gesê, hulle sien, die live is inactive, maar hy is nie inactive nie. Julle kan hoor, nee. Ek weet nie hoekom hy dit sê nie, ek moes nou net eers iets hierso doen. Kom ons praat gou 'n bietjie oor karakterontwikkeling. So Greg in die storie. Onthou jy toe jy in graad 8 in die skool gegaan het, is jy dieselfde mens nou in matriek, of het jy verander vandat jy in graad 8 in die skool gegaan het, ingekom het? Ek het 'n vermoede almal van julle het op 'n manier verander. Dalk klein goedjies het verander, dalk het daar slegte goed met julle gebeur in die loop van hierdie 5 jaar op die hoërskool. Nou, dis dieselfde met Greg. In die begin van die boek ontmoet ons vir Greg. Hy is die ou wat almal van hou. Hy is in die eerste rappiespan. Hy hy's die hoofseun van die skool. Mense like hom. Aan die einde van die storie het hy hom begin onttrek. Hy raak soos 'n buitestander en sy hele lewe verbrokkel. En in die begin van die boek sê hy, maar hy's cool vas. Aan die einde van die boek herken hy, maar ek is toe nou nie so cool vas soos ek gedink het ek is nie. Karakterisering. Dit kan 'n lekker vraag wees vir 'n eksamen. Nou, hoe vind karakterisering in 'n boek plaas? Onthou net toe ek destyds hierdie boek begin skryf het ek voor so 'n leë bladsy gesit op my rekenaar. En ek moes hierdie karakters gaan skep op 'n manier. Nou, hoe maak 'n mens karakters? Jy kan die karakters direk beskryf. So, Eckhart het 'n direkte beskrywing in die boek. Waar ons vir hom sê, waar ek vir julle sê, hy het hierdie donker hare, ongeskeer, hy het so donker, misterieuse kyk in sy oë. So ek beskryf hom direk. Jy agtergekom, Greg word nie beskryf regtig nie, want hy is die verteller. Hoe moet hy hom nou self beskryf? Tensy hy dalk in 'n spieël gaan kyk, dan gaan hy dalk vir jou sê, okay, dit is hoe ek lyk, nee, my oë is so, my hare lyk so, en daai tipe goeders. So, 'n direkte beskrywing is 'n manier waarop jy karakteriseer. Jy kan iemand se aard of optrede of handeling beskryf. So daar's byvoorbeeld 'n toneel waar die ma so vir Greg die geld in die hande stop, want sy koop hom eintlik om te bly leef, né? So dit vertel vir ons iets van Greg se ma, daai beskrywing van die handeling. Daar kan 'n indirekte uitbeeldingstegniek wees. Byvoorbeeld die reaksie op iets wat gebeur. Soos wanneer Eckhart in die tonnel laat sak word, dan steek Greg sy hand uit en hy tel hierdie ou uit die tonnel uit. So hy het 'n reaksie op hierdie goed wat gebeur en dit vertel vir ons iets van Greg. Optrede tydens konflik kan jou karakters karakteriseer. Byvoorbeeld TJ steek vir Greg in die rug, né? Hy gaan vertel vir hierdie polisie, maar Greg is 'n hacker. En dan kry ons 'n reaksie daarop van Greg. Wat die karakters dink of sê, dit is seker die belangrikste manier van karakterisering. Ons is omtrent soos 95% van hierdie boek is ons in Greg se kop. Okay? So ons weet die heeltyd wat hy dink en wat hy voel en so aan. En so leer ons hom ken. Ek is nie gemute nie. Kan jy nie hoor nie? Tog, ek is nie gemute. Kan jy my nou hoor? Okay. Party sê hulle kan hoor, ander sê hulle kan nie hoor nie. Kan hoor. Yes, julle kan hoor. Okay. Gaaf.
Okay, ek gaan gou, ek weet nie waar het julle ophou hoor nie. TikTok het net so weer ding vir my gegee wat hy gesê het, maar hy weet nie of die live nog aangaan nie. Toe moes ek nou goeders hier so doen, ek wonder of hy nie op 'n manier toe die klank gemute het, of die klank het weggeraak nie. Ek is bly julle kan hoor. So karakterisering, direkte beskrywing, indirekte uitbeelding van uitbeeldingstegniek soos reaksie op handeling, goed wat mense doen, gaan jou vertel van hulle optrede tydens konflik, wat die karakter dink en sê, soos die heeltyd in Greg se kop het ek gesê, en dan 'n laaste belangrike manier waarop ons karakters leer ken, is deur naamgewing. Seker die belangrikste een is Plank. Plank sy regte naam is Mark Gibbons. Plank is 'n ouetjie wat ek geken het in die weermag, nee, ek was so 2 jaar in die weermag, en daar was regtig so ou gewees, wat omtrent die hele tyd gerook was. Maar hy was baie, baie slim gewees. So hy was 'n inspirasie vir Plank in hierdie storie. Ander, die trappers, Bochum die onderwyser, en so aan, is ook 'n naamgewing karakteriseer. Ok, ek sien julle wil weet van die lang vraag. Ek gaan gou kyk, waar is my notas daaroor. Ek wil met julle praat oor die motiewe ook in die storie. Maar gaan dit net uit doen. Kom ons praat gou oor 'n lang vraag. Gou kyk, waar het ek dit geskryf? Okay. Alright, so julle weet en julle vrae stel, dan gaan 2 tipes vrae wees, né? Een van die vrae is 'n kontekstuele vrae wees. Dis 'n klompie korterige vrae. Nou, ek hoor party van die onderwysers sê, moenie die kontekstuele vrae antwoord nie. Nou, ek weet nou nie hoe julle onderwyser vir julle gesê het nie. Maak soos jou onderwyser vir jou gesê het. Ek het gekyk na vorige vraestellings, 'n kontekstuele vraag, nie vir my te moeilik gelyk nie, maar as dit nie jou ding is nie, as dit moeilik lyk, of jou onderwyser gesê het, moenie dit antwoord nie, maak soos jou onderwyser gesê het. Kom ons praat oor die opstelvraag, die lang vraag. Ok, so opstelvraag, hierdie notas, moet ek gou vir julle sê, daar is ons mense wat 'n boek opgestel het, Mind the Gap. Dit lyk my as 'n onderwysdepartement boek. So hulle het gesê, hoe jy hierdie lang vraag moet beantwoord. So hierdie opstel is 'n stuk, iets wat jy gaan skryf, waarin jy jou mening moet gee oor hierdie boek. En jy moet kan bewys dat jy insig het in hierdie boek. Hulle sê jy moet afleidings kan maak, jy moet jou mening gee, jy moet gevolgtrekkings kan maak. So, jy moet afleidings kan maak, 'n mening gee of 'n gevolgtrekking kan maak. Moenie opskrifte gebruik in jou opstel nie. Okay? Moenie opskrifte gebruik nie. Skryf dit in paragraafvorm. Onthou 'n bietjie nê, hierdie mense wat jou lang vraag, jou opstel gaan merk, hulle sit met so 'n pak goeders daarvoor hulle, nê? Hulle moet jy daai goeders als merk. As jy als in mekaar gaan skryf, raak dit verskriklik vir hulle. So maak dit vir hulle maklik om jou lang vraag te merk. So, jy gee nie opskrifte nie, maar groepeer jou gedagtes rondom, wanneer jy die vraag antwoord, groepeer dit in 'n paragraaf, okay? Dit gaan makliker wees vir jou ook, om jou gedagtes agter mekaar te kry, en vir die persoon wat dit gaan merk, gaan dit ook makliker wees. Belangrike goed wat jy moet weet vir jou lang vraag, is goed soos die tema van die boek, goed soos ironie, ons het net oor ironie gepraat, oor dialoog, karakterisering het ek nou net vir julle oor gepraat, goed oor simboliek, konflik, aktualiteit. Is hierdie boek nog aktueel, nee? Hy het in 2008 verskyn. Is dit nog relevant vir vandag? Natuurlijk, nee, ons het nog steeds kuberkrakers in Suid-Afrika. Daar is nou nog goed in die nuus oor voëlgriep byvoorbeeld. Ons is deur 'n hele pandemie onlangs, daai tipe goed. So die boek is nog aktueel. Jy moet goed kan weet oor die ruimte van die boek, die stemming, intrige en motiewe. Ek gaan net 'n bietjie praat oor motiewe. Nou daai Mind the Gap boek sê, jy moet onthou,
jy moet onthou, hierdie is nie 'n kreatiewe opstel nie. Okay, so jy gaan nie mooi goedjies skryf nie. Hulle wil feite en goeders hê. Fokus op die aspekte wat die vraag vereis. So as hierdie vraag vir jou goed vra oor konflik. Skryf oor konflik, moenie dit versuiker en mooi woordjies en goedjies gaan gebruik nie. Hulle kyk, een van die goed wat hulle nogal na kyk, dit was my nogal interessant geweest toe ek kyk waarvoor hulle punte gee. Hulle kyk byvoorbeeld of jy 'n volwasse, hulle gebruik die woord volwasse opinie kan gee oor hierdie boek. So dis nogal interessant, 'n volwasse opinie. So jy moet slim klink eintlik, wil hulle vir jou sê. Moenie bloot die storie vertel nie. Dis nogal belangrik vir hierdie opstelvraag. Moenie die storie gaan vertel nie. Ek gaan net vir julle sê, wat moet jy dan insit? Hou by die beantwoording van die vraag. Byvoorbeeld, jy gaan argumente byvoorbeeld in hierdie stories of in jou opstel sit. En kyk of jy 'n goue draad deur jou opstel kan laat loop. Daai tipe goed gaan vir jou punte gee. Nou, hoe begin jy jou opstel? Jou opstel gaan begin met 'n inleidingsparagraaf. Daai paragraaf is so 1 of 2 of 3 sinne. Moet dit maar nie te lank maak nie. En hierdie openingsparagraaf moet verband hou met die res wat jy later gaan skryf. Maar jy gaan nog nie in hierdie openingsparagraaf, gaan jy nog nie argumente aanbied nie, okay? Een van die stukkies raad wat hulle gee is, herformuleer die vraag wat hulle vir jou gevra het. Probeer daai vraag op 'n ander manier dalk stel, dit gaan jou openingsparagraaf wees. Kom ons kyk gou na jou slotparagraaf. Jou slotparagraaf moet op 'n manier aansluit by hierdie openingsparagraaf. Dit gaan vir jou punte gee. Okay? So, slotparagraaf, daar is ook nie meer argumente nie. Daar gaan jy gaan net 'n sin of 2 skryf wat aansluit by jou openingsparagraaf. Nou kom ons kyk na die liggaam, die grootste deel van hierdie opstelvraag. Jy gaan 'n stelling gee, né? En daai stelling wat jy gee rondom die boek, gaan jy dan ietsie byvoeg, gaan jy 'n stertjie amper byvoeg. Jy gaan hierdie stelling wat jy maak, moet jy verdedig. Dis amper seker soos wanneer jy, sê maar jy is laat vir klas, dan moet jy nou vir die juffrou sê, maar hoekom was jy nou laat? En dan moet jy nou 'n bietjie 'n stertjie ook by hierdie storie gaan sit. Jy moet 'n argument gee. Of jy wil nie môre eksamen skryf nie. Ek wil nie eksamen skryf nie, maar wat is die argument? Nee, hoekom wil jy nie eksamen skryf nie? So, in hierdie vir hierdie lang vraag, gaan kyk wat vra hulle vir jou, gaan gee 'n stelling wat aanpas by daai ding wat hulle vir jou vra, en dan gaan sit jy 'n relevante verduideliking by, so jy gaan verduidelik hoekom het jy daai ding gesê. Of jy gaan gee gepaste aanhaling wat pas daarby. Nou dit is bietjie moeilik, né, om gepaste aanhaling te gee, want ek weet nie hoeveel van julle ken hierdie boek woord vir woord nie. Ek ken so hier en daar sekere goeters, maar dis moeilik om direk aan te haal. As jy dit wel kan doen, sit dit in aanhalingstekens, as jy direk aanhaal uit die boek. Laat ek gou dink aan 'n direkte aanhaling in die boek. Greg sê aan die einde van die storie, geld het ons familie gemaak, en geld is wat dit vandag uit mekaar gaan skeer. Jy kan dit in aanhalingstekens sit. So as hulle 'n vraag vra oor hoe belangrik is geld, of die finansiële status van hierdie familie vir Greg en sy ma en pa, dan kan dit byvoorbeeld 'n direkte aanhaling wees. Of jy kan iets wat gebeur in hierdie boek, kan jy in jou eie woorde gaan skryf. Jy kan die aanhaling in jou eie woorde gaan oorskryf. So dis hoe dit gaan werk, die middelste deel, stelling verdedig jy met 'n relevante verduideliking, 'n direkte aanhaling, of 'n aanhaling in jou eie woorde. Okay. Nou jy kan, jy kan een van hulle verdedigende of argument bysit,
by daai stelling, of 2 of 3. Ek het voorbeelde gesien waar hulle byvoorbeeld 3 argumente by daai stelling wat jy maak bysit. Ja, so dit is so in kort dan nou die hoe jy daai opstelvraag gaan benader. Ek dink julle kan seker ook rofwerk doen, hè? Julle kan ook net vir my sê, né? Moet julle rofwerk wys? Kan julle rofwerk vir die langvraag doen? Ek het 'n vermoede dat jy dit wel kan doen. So as jy rofwerk kan doen, maak vir jou mindmap en skryf vir jou 'n paar moontlike goeters wat jy in hierdie liggaam van jou storie kan gaan skryf met 'n argument en dan gaan pak jy dit aan en gaan skryf jou mooi. Hulle sê ook in die raad wat hulle vir jou gee, jy moet hierdie paragrawe op 'n manier aan mekaar probeer verbind. So gebruik verbindingswoorde. Probeer op 'n manier jou paragraaf van die sentrale gedeelte laat aansluit by jou sê maar, dis die tweede paragraaf, laat aansluit by jou derde paragraaf, laat aansluit by jou vierde paragraaf. Want as hulle sien, jy kan dit doen, dan gaan jy ook meer punte kry. Jy gaan ook punte kry as hulle sien, en dit lyk my, dis die belangrikste deel van die langvraag. Hulle wil sien of jy insig het in hierdie boek, nee? Of jy hierdie boek verstaan. Nie net wat gebeur in die storie nie, maar ook hierdie goed van die intrige en die boodskap en daai tipe goeders, of jy dit verstaan. Ok, so dis die lang vraag. Konflik, innerlike en uiterlike konflik, kom ons praat bietjie daaroor. Gou kyk, ek het iewers notas daaroor. Konflik, alright. Konflik in 'n storie. Ons gaan nog so 'n halfuur besig wees, en dan moet julle seker gaan lees of leer of iets, né? So ek gaan nie julle nie te lank besig hou nie, oor 'n halfuur maak ons klaar, en ek gaan hierdie hele praatjie gaan ek van TikTok aflaai, dit gaan 'n rukkie vat, en dan gaan ek hom op YouTube vir julle sit. Dit gaan ook 'n rukkie vat. So as jy môreoggend gou-gou weer hierna wil kyk, kan julle vinnig, staan bietjie vroeër op, kyk gou-gou hierna. Iemand vra watter hoofstukke moet ek fokus? Ek weet regtig nie, ek weet nie wat hulle gaan vra nie, hoor. Kom ons praat oor konflik. Daar's 2 tipes konflik in enige storie. Daar's interne konflik, daar's eksterne konflik. Interne konflik is alles wat binne in iemand gebeur. Nou, Eckhart is nie iemand wat regtig emosie wys nie, né? Maar ons kan so hier en daar, kan ons aflei van goed wat Greg sien. Kan ons op 'n manier sien wat moontlik in Eckhart se kop aangaan. Maar ons kan ook nie altyd vir Greg vertrou nie, want Greg kyk op 'n subjektiewe manier na hierdie ou. Okay? So, hy sê vir ons hoe hy vir Eckhart sien, maar is dit wat hy sien regtig waar? Ons is meer eintlik vertroud met Greg se binnewêreld, want die hele tyd oral waar hy sê van goed wat hy voel, wat hy dink, is sy interne konflik. Byvoorbeeld, hy twyfel of hy moet ophou hack, né? Hoe ver moet ek in hierdie onderwêreld afdaal, né? Want dit lyk vir hom asof wanneer jy die bodem van die onderwêreld bereik, dan gee iemand vir jou graaf en sê vir jou, jy moet dieper grawe. Okay? Hy het hierdie gevoelens oor sy broer wat hy nog nie kon verwerk nie. Sy broer sy eie lewe geneem. So hy sit met hierdie gevoelens oor sy broer. Sy pa het hom gesê, jy mag nie huil oor jou broer nie. Onverwerkte gevoelens. Die gevoelens wat hy het oor die skool wat nie wil help om vir Eckhart te kry nie. Gevoelens oor sy pa. Gevoelens oor Nicole. Al hierdie goed wat hy dink oor Nicole, wat hy dink oor die skool, oor Doc Pienaar en so aan. Dit is als interne konflik. Jy kan amper sê, dis al hierdie goed waaroor hy stres. Nee? Al hierdie goed waaroor hy so bekommerd is, dit is interne konflik. Eksterne konflik is die ander een. So intern, ekstern. Eksterne konflik, dit is gewoonlik waar mense beklei. Nou daar's 'n paar gevalle. Greg staan op teen Doc Pienaar op die rappieveld. En hy sê vir Doc Pienaar, maar luister, as julle nie vir Eckhart gaan soek nie,
gaan ek nie op hierdie rugbyveld nie. En daar is hierdie woordewisseling tussen Doc Pienaar en Greg. So dit is 'n geval van eksterne konflik. Daar is ook eksterne konflik wanneer Greg se pa hom bel en sê, luister, ek hoor, jy sê vir die skool of jy gaan nie rugby speel nie. Jy gaan terug na die skool of toe en jy gaan hom verskoning vra. Dit is 'n geval van eksterne konflik. Aan die einde van die storie kom Eckhart terug en daar's 'n vuisgeveg. Hulle beklei met mekaar, hulle rol daar op die sypaadjies rond en Greg word onder andere beseer, né? So daar's ook 'n geval van eksterne konflik. Nou, eksterne konflik kan ook lei tot interne konflik en interne konflik kan ook lei tot interne konflik kan lei tot eksterne konflik kan lei tot interne konflik. So die twee kan so tot mekaar lei. Laat ek nou sien, wat is daar nog? Ons kan praat 'n bietjie oor tyd. Iemand het iets gevra oor die fight. Laat ek gou net kyk. Hierdie vraag gaan so vinnig. After party by oom se huis. Wie van julle is, laat ek gou sien. Wie van julle skryf môre die laaste skoolvraestel ooit? Wie skryf die laaste skoolvraestel ooit? Ek. Julle is seker bly, né? Ja. Yes. So môre aand is daar môre aand 'n party. Daar gaan seker 'n party wees. Maar julle moet net veilig party hou, hè? Toe ek in matriek was, nee, dis lank terug, dit was 1987, het ek tot op die heel laaste dag, nee, hulle het sulke simpel vakkies in die einde ingedruk, in die matriek eindeksamen. Ek het tot op die heel laaste dag, wat al die matrieks reg oor die land geskryf het ek nog geskryf. Ek het kuns op skool gehad, die laaste dag moes ons nog gaan sit en iemand teken vir die kunseksamen. By oom se huis, jy gaan nie kan inkom nie. Daar's 'n paar wat sê hulle skryf nog. Okay, ons moet praat oor motiewe ook. Motiewe is belangrik. Ek wil gou praat oor tyd, oor temas, subtemas en motiewe. Dan dink ek het ons nogal baie goed gecover, né? Okay, daar's twee tipes tyd. Daar's vertelde tyd en daar's verteltyd. Nou vertelde tyd is die tyd wat dit vat vir die verhaal om af te speel. Nou as ons begin met die proloog, dan ontmoet ons vir Eckhart, hy's 11 jaar oud, en aan die einde van die storie stop ons by Greg Owen. Hy's in matriek, hy's 18 jaar oud. So dis omtrent so 'n tydperk van 6 tot 7 jaar. Dis die vertelde tyd in die hele storie. Die middelste deel van die boek, die sentrale gedeelte van die boek, se vertelde tyd is omtrent 6 maande, want ons begin in die begin van die skoolkwartaal en ons eindig omtrent hier in die wintertyd, want hulle speel rugby en daai tipe goed, né? So ons kan afneem, dit is omtrent so sê maar 6, 7, 8 maande vertelde tyd vir die sentrale gedeelte van die boek. Verteltyd is 'n ander ding. Verteltyd is eintlik maar die lengte van die boek. So hierdie boek is, okay, dit gaan afhang van watter uitgawe jy het. Hierdie boek is omtrent so 193 blaaie, so die verteltyd is 193 blaaie. Okay, so vertelde tyd, hoe lank vat dit om die storie te vertel, die hele storie? Daar kom ouderdomme byvoorbeeld gaan vir jou help om dit te bepaal. Vertelde tyd, hoeveel blaaie is die boek? Dan is daar 'n belangrike ding, kronologies en akronologies. So, wat sal julle sê, is hierdie boek kronologies geskryf of is hy akronologies geskryf? Hy is akronologies geskryf, né? Want ons wissel, Greg vertel vir ons iets wat nou gebeur, dan spring hy terug na iets wat in die verlede gebeur het. Dan is hy weer terug in die hede, dan is hy weer terug in die verlede. So die boek is akronologies geskryf. Terloops,
as julle opsomming wil hê van die hele boek, ek het 'n YouTube kanaal, gaan soek vir Fanie Viljoen, Onderwêreld opsomming, ek gaan hier die hele boek vir jou in iets soos 9 minute opsom, daar gaan ek vir jou kronologies opsom. So as jy bietjie die mekaar raak met hierdie tye wat so spring, in daai video vertel ek vir jou die hele storie kronologies, maar die boek self is akronologies geskryf. 2 verhaallyne. Tema mag hulle dalk vir jou vra. Tema van 'n boek is eintlik maar net sê dit vir jou waaroor gaan hierdie teks, waaroor gaan hierdie boek? Nee? Wat is die sentrale idee, wat is die hoofgedagte van hierdie boek? Wat is die kern van hierdie verhaal? 'n tema van 'n boek is altyd universeel. Universeel beteken hy is nie gebonde aan 'n plek nie. Hierdie ding kan in enige land afspeel, dit kan op enige tyd afspeel. So dit is iets wat tydloos is. Wat is universeel aan hierdie boek? So, Onderwêreld se tema is die volgende. Sosiale manipulasie en die bevraagtekening van gesagsverhoudinge. Sosiale manipulasie en die bevraagtekening van gesagsverhoudinge. Ander manier waarmee mens dit ook kan sê, is 'n uitspraak oor mense en mensewaardes, en die boek is ook 'n kritiek op die samelewing. Daar is natuurlik ook subtemas in hierdie boek. Subtemas is byvoorbeeld verlies, plaasvervanging en protes. Dit kan ook 'n lekker vraag wees. Wat soorte verlies is daar in hierdie boek? Verlies van identiteit, daar's 'n verlies van 'n broer, Greg se ma verloor haar kind, Eckhart verloor sy ou lewe, hy skep vir homself 'n nuwe lewe, hulle verloor mos of hulle gee vir hulle self nuwe name, hulle gee vir hulle self hierdie hacker name, kiberkraker name, so as 'n verlies van identiteit. Plaasvervanging, daar's 'n hele paar goed wat plaasvervanging kan wees in die boek. Name wat vervang word, een broer wat met 'n ander broer vervang word. Eckhart word soos John vir Greg, nee? Greg sien iets in Eckhart se oë wat hom laat dink aan sy broer John. So Eckhart word soos 'n plaasvervanger vir John. En Eckhart vat dan ook vir Greg, ook op hierdie amper extreme sport, nee? Hierdie ene is kiberkraking. Hy vat hom op hierdie gevaarlike tog van kiberkraking. Daar's klasverskille, 'n kind en protes, daar's protes teen geld wat boos is, breinspoelskole, julle leerders, dis 'n vraag wat hierdie boek ook vir jou vraag, word jy in skool gebreinspoel om te dink soos wat die onderwysers wil jy moet dink? Mag jy jou eie opinie sê? Wat ek nogal hou van julle generasie is dat julle meer oopkop is as ons generasie. Ons blom was behoorlik gebreinspoel, daar in 1987 rond. Ek dink dinge het bietjie verander. Julle mag nou meer van opinie in julle boeke. En hulle vra nogal jou opinie in vraestelle deesdae, nee? Daar gaan vrae wees in hierdie vraestel wat dalk jou opinie gaan vra. Jy kan argumente in jou opstelle gee, wat fantasties is, nee? En as jy jou argument kan staaf, fantasties. Dit gaan nie noodwendig oor reg en verkeerd nie, dit gaan oor, kan jy jou argument staaf? Jy het hierdie stelling gee, kan jy hom staaf? Ons praat oor motiewe. Okay. Die belangrikste motief in hierdie boek is onderwêrelde. Okay. Daar was al vrae in die verlede oor die onderwêrelde motief. So daar's 'n paar. Die tonnel waar die inisiasie ritueel waar dit plaasvind, is 'n tipe onderwêreld. Die boek praat van die onderwêreld van geld, die onderwêreld van mag, waar hierdie wit boortjie misdadigers sit. In Suid-Afrika sit ons ook met dit, nee? Daar's ons 'n paar politieke verwysings wat praat van korrupte politici in hierdie boek. Ons sit nou nog met hulle hierso, nee? So, onderwêreld van geld en van mag. Kiberkrakers se onderwêrelde. Kan jy onthou wat daai getal is wat so verbind word met die onderwêreld van kiberkrakers? Dit is 2600. Okay? En daai 2600 is dan ook 'n simbool.
as hulle iets vra oor simbole, paar simbole, white hats, black hats, 2600 word simbole. Onderwêreld van emosies is ook belangrik. Greg, wat nie sy emosies mag wys as sy broer dood is nie. Selfs Eckhart het hierdie onderwêreld van emosies, hy moet die heeltyd hierdie goed onderdruk wat met sy pa gebeur het. Onderwêreld van die mitologie, wat in die mitologie deurkom, en dan laasens konflik word ook uitgebeeld, waar hy byvoorbeeld sê, hy is vast, dit is 'n interne konflik in die geval, waar hy sê, hy is vastgevang tussen die bowêreld en die onderwêreld. So daar's 'n paar tipes onderwêrelde. Daar's nog 'n motief, rituele. So die eerste belangrike motief was onderwêrelde. Volgende is rituele. Ritueel van rou. Greg mag nie huil as sy broer dood is nie. So daai ritueel word onderbreek. Daar word gepraat van hierdie rituele van die Sanmense, wanneer hulle daar in die Drakensberge is, nie? Van hoe kyk bietjie daarna, ritueel om 'n kuberkraker te word. Jy kan nie net 'n kuberkraker word nie, jy moet sekere goed uitvind, jy moet jou kennis deel met ander kuberkrakers en hulle sal dan ook inligting met jou deel. So, daar's sekere rituele rondom hierdie kuberkraker word. En natuurlik die groot ritueel is die tonnelritueel, waar hierdie trappers deur die skool se pypleidings gejaag word, hulle moet hulle pad aan die kant uitkry. Nog 'n motief, echos. Een van die belangrikstes is Eckhart se hackernaam. Sy naam is Echo. Okay. Daar's werklike echos, wanneer hulle by die Drakensberge staan, dan skree hulle en dan kom hierdie klanke terug na hulle toe. So daar's werklike echos. Die hede en die verlede echo in mekaar. So die boek het hierdie twee verhaallyne en iets wat in die verlede gebeur het, echo dan of herhaal dan op 'n manier in die hede van die storie. So daar's ons nog 'n echo. Die weerkaatsing, wanneer Eckhart terugkom, sien Greg hierdie weerkaatsing in hierdie glasvenster hier agter hom. So daar's ons ook, daai weerkaatsing kan jy ook sien amper as 'n echo. Die proloog en die epiloog is daar echos, van byvoorbeeld die paas in die twee stories, ek het net te verduidelik hoe die pa in die een storie sit, die helfte van die een van sy gesig is verlig, die ander helfte is in die donker, in die einde is Greg se pa se gesig heeltemal in die donker. Ping, die hoofgedeelte, die sentrale gedeelte van die boek, word ingelei met daai gedeelte ping, en ping is 'n rekenaar sein wat jy stuur na 'n ander rekenaar om te kyk of daai rekenaar aanlyn is en beskikbaar is. Soos 'n terugkaats van 'n sein. So daar's 'n paar echos. Rykdom teenoor armoede is nog 'n motief. Ons het 'n rykmans skool. Jy het kinders wat langs die pad staan, op pad na hierdie ryk vakansieoorde, en hier staan hierdie arme kinders en bedel by hierdie ryk mense. Partykeer gee hulle vir hulle R5, of hulle gee nie vir hulle iets nie. Terloops, ek was in die Drakensberg toe die boek geskryf het, vir navorsing, en dis werklik so, daar staan werklik hierdie kinders langs die paaie, en bedel by die karre wat verbykom, bedel hulle geld. Klasverskille, geld maak hierdie familie, en die geld gaan hierdie familie uit mekaar skeer, rykdom teenoor armoede. Dis 'n manier om jou sin te kry. As jy geld het, kan jy dalk jou sin kry. Jy kan dalk 'n regter gaan omkoop, sodat hierdie regter in jou guns beslis. Dit is wat Greg se pa en Doc Pienaar aanvanklik probeer het met daai regter. Terloops, as jy wil weet wat met die regter gebeur het, ek vertel vir jou in Donkerweb presies wat met hom gebeur het. In Donkerweb is daar nie baie detail nie, né? Daar word net gesê dat Doc se mense het hom uit die weg geruim, né? Hulle het iets aan hom gedoen. Dis amper soos wat die maffia sê, they took care of him. So Doc se mense took care of him, hulle het hom uit die weg geruim. In Donkerweb kan ek jou presies vertel wat daar gebeur het. Lig en donker is nog 'n motief. Ok,
Dit is nogal 'n hele mond vol. Daar is nog die motief van voëlgriep, ek gaan nou nie daar nie, emosies is nog 'n motief, ja, emosies waar hy verbied word om te huil, waar Greg dieper en dieper insak in hierdie emosionele onderwêreld, hy beweeg weg van die kuil af, ons weet nie regtig, hoe voel julle oor liefde in hierdie storie? Daar's 'n paar goedjies wat mens dalk kan vra daaroor, né? Byvoorbeeld, is Greg regtig lief vir Nicole? In die begin van die storie sê Nicole vir hom, ek is lief vir jou. En wat is sy antwoord? Selfde. Wat sy antwoord is dit? Hy sê nie direk vir haar, hy is lief vir haar nie. Aan die einde van die storie sê hy, bel hy haar tog, en dan sê hy vir haar, ek is lief vir jou. Maar ek het nog gewonder of het waar is. Greg en Nicole, hulle verhouding voel vir my nogal soos 'n school crush, né? Dat daai verhouding gaan nie hou aan die einde van matriek nie. So jy sal 'n donker web, sal jy sien, is die twee nog by mekaar, wat het van hulle geword? Iemand vra, is sy pa regtig lief vir hom? Dis ook nogal 'n belangrike vraag. Ek wonder of die pa regtig lief is vir hom. Die pa, dink ek, sien hom amper net as 'n kind wat moet presteer, né? Hy moet sy plek ken in die familie. Hy mag nie branders maak nie. Daai pa self is ook vasgevang. Hy is ook vasgevang in sy kop en in sy emosies. Sy pa is 'n koue man. Hy gaan nie regtig, sy pa gaan nie vir hom sê hy is lief vir hom nie. Ja. Alright, ek wonder, was daar nog iets wat julle sal wil weet? Wat is die geel koevert? In die begin van die storie, in die proloog, is daar 'n geel koevert op die regterse tafel. In daai geel koevert, dit staan nie in die boek nie, maar in die geel koevert is daar soos 'n CD of 'n opname van daai gesprek waarmee hulle daai regter omgekoop het. Okay, maar dit staan nie in die boek nie. Het Greg gif gedrink? Nee, Greg het nie gif gedrink nie. Die vraag gaan so vinnig. Tjoef Greg? Nee, Greg tjoef nie. Wie was Tom werklik? Soos in verhouding met Eckhart, mis ek iets? Nee, Tom was nie in 'n verhouding met hom nie. Hulle is net hacker buddies. Hulle het mekaar ontmoet op 'n hacker webbord en Tom het hom kom help om hierdie sosiale manipulasie aanval op die ouens te doen. Wat 'n opstelvraag gaan hulle vra? Ek weet regtig nie wat 'n opstelvraag hulle gaan vra nie. Die onderwysdepartement ken my nie want hulle die vraestel opstel nie. Ek gaan môre middag, sal iemand seker vir my die vraestel stuur, dan gaan ek sien wat hulle gevra het. So ek weet glad nie. Die handvol pille, Greg se pa het nie vir John die pille gegee nie, maar omdat Greg se pa by Plus Ultramed gewerk het, kan jy aanneem dat die pille waarmee John sy lewe geneem het, kom van Plus Ultramed af. So indirek is hierdie pa dan ook verantwoordelik vir sy eie kind se dood. Maar die pa het nie vir hom gesê, hier is 'n handvol pille, gaan drink het nie. Die pille was in die huis, want die pa werk by Plus Ultramed, dan gaan van daai maatskappy, daai farmaseutiese maatskappy se pille iewers in die huis wees. Dit is wat hy gedrink het. Wie was die butcher, baker en die candlestick maker? Okay, as jy dit nog nie weet nie, kom ek gou vir julle maklik leer. Die butcher, Doc Pienaar. Candlestick maker is Greg se pa. 'n candlestick, 'n kers, maak 'n lig en 'n lig moet versprei en sy pa werk by hierdie by Turret Media maatskappy moet die boodskap aan die mense versprei. So, pa is die candlestick maker. Die baker, jy gaan nie weet wie die baker is in onderwêreld nie. Die baker gaan ons soek in donkerweb, die vervolg op onderwêreld.
White hats en black hats, vra iemand, wat is die white hats en die black hats? In die wêreld van die computer hackers is daar goeie hackers en slegte hackers. Die goeie ouens is die white hats, hulle probeer in 'n stelsel inkom, dit is laities wat net kyk, hulle wil net sien dit is 'n uitdaging, hulle wil in 'n stelsel probeer kom, as hulle daar is, steel hulle nie inligting nie, hulle veroorsaak nie chaos in die stelsels nie. Hulle wil net kyk, is 'n uitdaging. Hulle wil kyk, is 'n speletjie, hulle wil kyk of hulle in die stelsel kan kom. Die black hats is die gevaarlike ouens. Hulle gaan in 'n stelsel in, hulle steel bankrekeningnommers, hulle steel mense se inligting, hulle verwoes stelsels, hulle maak hierdie denial of service attacks, nee, DOS attacks, daai tipe goeters. Ja, so die goeie ouens en die slegte ouens. Dit kan 'n lekker vraag as hulle vir jou vraag wees, as hulle vir julle vra oor simbole in die boek. So van die simbole, white hats en black hats, die getal 2600, wat in die kuberkraker onderwêreld belangrik is. Kan julle dink aan, die skoolse wapen is 'n fakkel mos, nee, daai lig, dis 'n simbool. Julle weet wat die skoolse lese is, Lux Hominum Vita, lig is lewe vir die mensdom. Iemand het gevra oor die mitologie, ek gaan nou amper afsluit, kom ek vertel julle gou-gou oor die mitologie. Ek gaan gou kyk, ek het dit, hier is dit. Die stukkie wat Eckhart elke oggend in Greg se kamer kom sê. So, Eckhart gaan hardloop, dan kom maak hy vir Greg elke oggend wakker. En hy sê vir hom hierdie rympie. Terwyl Zeus, die heerser van Olympus, slapend gevou lê in Hypnos se arms, slaap sy seun Herakles se skip vandag weer op kos. Nou wat beteken dit? Zeus in hierdie storie is Greg se pa. Okay? Zeus was die oppergod in die Griekse mitologie. So, dis 'n magtige ou. So Greg se pa is hierdie magtige media magnaat van Turret Media. Hy is so Zeus. Nou, terwyl hy slapend gevou lê in Hypnos se arms. Hypnos, soos hypnose. Hypnos is die ou wat jou aan die slaap maak volgens die Griekse mitologie. Strand sy seun Herakles se skip weer vandag op kos. Herakles is dan Greg. En eintlik sê Eckhart elke oggend wanneer hy by die kamer instap, dan sê hy vir Greg, luister oukie, ek gaan jou en jou gesin se skip laat sink. Ek gaan julle hele familie gaan 'n kelder. Julle is nog so aan die slaap, hier lê jy lekker in slaap, né? Ek moet jou nou kom wakker maak hierso, elke oggend. Maar julle gesinnetjie se ondergang is naby. So hy waarsku hom elke oggend eintlik met hierdie rympie van die Griekse mitologie. Waarsku hy eintlik vir hom. Hy sê vir hom presies wat hy in hierdie familie gaan doen. Maar Greg is stupid om dit agter te kom. Hy besef nie dat hulle gesinnetjie se skipie gaan sink nie. Iemand vra, hoekom in die polisie gedink daar is 'n iets meer as 'n vriendskap tussen Greg en Eckhart. Die polisie vra allerlei vrae, nee, want dit sou nogal die saak daar kon beïnvloed. Dit kan hulle dalk op 'n sekere spoor gebring het, maar daar was nie 'n verhouding tussen die twee nie. Jy kan maar gerus wees daaroor, daar's nie 'n verhouding tussen Greg en Eckhart nie. Okay, laat ek gou sien. Ek gaan afsluit. Ek wil vinnig vir julle net sê, baie dankie dat julle ingeskakel het. Ek sien hier was verskriklik baie mense gewees op hierdie live. Het raak nou 'n bietjie minder. Hier was op die stadium, lyk my soos 25,000 mense. Dit is 634,000 keer gelike. Mense, dis verskriklik. Baie dankie vir al die geskenke. Hierso het goed ingekom, Oom Pypies, Hekkelvin, ander mense wat geskenke gegee het, somebody, Shanae, Delany Roche, Morgan, vreeslik dankie vir die geskenke, ek waardeer dit baie, daar is nog baie name, ek kan nie so stukkie sien, so ek kan nie al die name nou sien hierso nie,
Vreeslik dankie vir elke geskenk. Vreeslik dankie vir elkeen wat ingeskakel het. Gaan follow hierdie blad. Hierna gaan ek vir julle 'n bietjie video's plaas oor ander tipe goeters, dat julle 'n bietjie afskakel van hierdie boek, dat julle kan vergeet van hom. As jy wil weet wat verder in onderwêreld gebeur, dan is daar hierdie boek. Dit is Donkerweb. Hy is nogal 'n lekker knevel. Jy hoef hom nie te gaan ontleed nie. Gaan lees hom net. Gaan ontspan. Daar's weer hackers in. Greg is weer daarin. Ons gaan soek na die byker in hierdie boek. Daar gaan 'n paar verrassings wees. Plank is groot in hierdie boek. So as jy van plank gehou het, plank is in hierdie boek. Speel 'n jaar en 'n half af na onderwêreld en ons gaan soek na die byker. So wie is die byker? Ek weet nie. En dan skryf ek vir julle die derde boek, want van die kinders wat Donkerweb gelees het, wil 'n derde boek hê. Ek skryf 'n derde en laaste boek. Sy naam is Quantum, of dit gaan dalk Quantum Sprong wees. Ek gaan nog nie vir julle sê wat daar gebeur nie. Ek is amper klaar met die eerste draft van die boek. Ja, wat was daar nog wat ek wou sê? Baie sterkte met die eksamen môre. Ek dink aan julle. Ek dink dit gaan goed gaan, want julle het nou hier ingeskakel. Iewers gaan ietsie vassteek. As daai vraag môre kom, dan onthou jy net wat hierdie ou oom met die mekaar kop vir julle gesê het. Gaan luister hierdie video weer. Ek gaan hom nou aflaai van TikTok af, dan gaan ek hom op YouTube sit. So jy kan hom môreoggend gou weer luister. Luister hom op dubbelspoed of iets, dat jy hom vinnig kan luister, gou môre kan recap. Party van julle skryf môre julle laaste vraestel. Baie sterkte met dit. As jy môre na hierdie vraestel iewers heen gaan, jy gaan Plet Ridge toe of jy gaan vakansie hou, ry asseblief veilig. Ek wil nie van jou in 'n koerant lees nie. Baie dankie dat julle onderwêreld gelees het. Dankie dat jy ingeskakel het. Dankie vir al julle boodskappe, vir al julle likes en subscribes. Van julle het van my boeke in ander jare gelees. Ek is baie dankbaar daarvoor ook. So ons het 'n hele pad gestap al. Maar nou is julle klaar met my. So ek hoop dit was daarom nie te erg gewees nie. Maar ons sal mekaar ook weer sien. Ons sien mekaar op TikTok. Gaan gee vir volgende jaar se matrieks bietjie raad oor wat kan hulle verwag. Miskien moet ek 'n video maak waarin ons dan vir julle vra. As julle klaar geskryf het, gee raad vir volgende jaar se matrieks. Wat moet hulle doen? Wat moet hulle nie doen nie? En julle moet nou lekker gaan vakansie hou. Julle is klaar met skool. My laaste skooldag was 'n vreemde ding. Ek het nie geweet wat ek na skool gaan doen nie. Ek was ingeskryf om plantpatologie by die Universiteit van die Vrystaat te gaan swat, maar terwyl ek biologie geswat het, kanselleer ek alles en ek het toe vir 2 jaar weermag toe gegaan. Gelukkig hoef julle nie vir 2 jaar weermag toe te gaan nie. Sien julle hoe ons gebreinspoel op skool. So, baie sterkte, baie dankie vir julle almal. Ek dink aan julle, dit gaan lekker wees. Sien dit as 'n avontuur, is jou laaste vraestel vir die meeste van julle, gaan lekker wees. Dankie julle, is lief vir almal van julle, hoor, mooi bly. Bye bye. Cheers julle, dankie vir alles. Bye bye, bye bye.